en ek wil julle lekker koffie gedrink, en lekker beskuit, ek gaan nie uitbrei die slaap nie, want ek vanoggend 3 uur hier verbyloop, toe hoor ek die manne slaap, toe hoor ek hulle slaap. Ja, weet jy, hierdie hele afgelope 3 weke, voor ons besluit het om die kamp te hou, het die Here in my gewerk, en toe André die program aan ons voorlê, toe is vanoggend oop, toe sê ek vir André, ek glo dit is my opening daar. Nie geweet wat gaan gebeur nie, want dit is vir my 'n nuwe begin. In my lewe is dit 'n nuwe begin. Om hier voor julle ouens te kan staan en my lewe te kan deel met elkeen van julle. Ek kom 'n lang pad van, ons het gisteraan oor gepraat, van so klein af, in die kerk, in 'n kerk, maak nie saak of dit 'n Engels of Afrikaanse kerk was nie. My ma is Afrikaans en my pa is Engels, so dit was altyd die Methodiste kerk en die NG kerk, maar daar was nooit 'n gestryery in ons huis oor wat 'n kerk is die regte kerk nie, want ons het God gedien. En dit is maar net so inleidingkie. So, ek het al hierdie goed neergeskryf en ek het neergeskryf en julle ouens verstaan nie, ek is 120% dysleksies. So, moenie vir my vra om 'n brief te skryf of te lees nie. Ek lees nie, ek het vir die eerste keer begin 'n boek lees wat deur Steven geskryf is, en ook nog 'n ander boek wat hy vir ons gevra het om te lees. En ja, ek het die Bybel gelees. Ek het regtig, ek moet sê, my Bybel lê daar in die kamer, maar ek het hom al deur gelees. So wat ek hier vanaand of vanmiddag of vanoggend, ek kan nie eens die tyd reg kry nie, wat ek vanoggend vir julle wil sê is, dit kom uit my hart uit. Dit wat ek vir julle wil sê, want ek was daar waar julle is, en ek is ook daar waar julle is. En van ons is al donkie jare in die kerk. En as ek sê in die kerk, dan bedoel ek in die kerk, onder die wet, wat in die kerk is. En Steven het hierdie kerkding by my gebreek, die wetding gebreek. En die Gees van God het vir my binnengekom. En dit is 'n vreemde ding om te sê, die Gees van God is in jou. Maar ja, ek wil nou nie afdwaal nie. Genesis 1 vers 1 sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskape, en die aarde was woes en leeg. En baie van ons lewens is woes en leeg. Ons weet van God, ons weet van die Heilige Gees, ons weet van Jesus Christus, maar ons lewens is nog steeds woes en leeg. En ek het met die Here die ouens sê geworstel. Ek het nie geworstel en ek het met God gepraat. Ek dink as 'n ou worstel, dan het jy hierdie onrustigheid in jou. Ek het nie geworstel nie. Ek het net vir die Here gesê, Here, as dit U wil is, dan sal ek dit doen. En ek was besig om te ongelukkig in die aand word ek wakker. En ek het gaan staan en ek my Bybel gevat en ek het gelees. En skielik, net skielik kom daar 'n ding by my op en sê, weet jy wat? Daar agter, ergens, of in die motorhuis of ergens, het jy
spieëls. Ek weet nie waar hulle is nie, maar daar is spieëls. En ek het daai spieëls gaan opsoek. Hier is een van hulle. As julle ingekom het, sê julle gesien het oral se spieëls. Daar by die brood is 'n spieël. En as jy in daai spieël gaan kyk, wat sien jy? Jy sien net vir jou en dit wat agter jou is. Maar jy kan net in daai spieël kyk en jy sien net vir jou. Jy sien nie jou gedagtes nie. Jy sien nie jou verlede nie. Jy sien net vir jou. Elke keer wat jy in daai spieël kyk, in die oggend as ons hare kam, party ons borsel dan ook voor die spieël en kyk na hulle. Maar dan kyk jy in daai spieël en dan sien jy net vir jou. En as jy wegdraai van daai spieël af, dan sien jy jou nie meer nie. En jy onthou nie eens hoe jy lyk nie. Jy weet, ek het 'n baard, ek het 'n snor, ek het 'n bril, maar jy weet nie hoe jy lyk nie. En God kyk na ons. Ek het die ergens is daar 'n teksvers wat ek neergeskryf het. Korintiërs 13 vers 12. Want nou sien ons deur 'n spieël. Dis in die Bybel. In die Engelse Bybel sê dit glass. Dis wat die Engelse woord hier, die King James sê. In 'n raaisel. Kyk in die spieël en ek sien 'n raaisel. Maar weet jy wat? Ons sien mekaar. Soos ek julle hier sien julle julleself in 'n spieël, maar ek weet nie waar julle vandaan kom nie. Ek ken nie elke ou nie. Dis soos of ons met mekaar praat, leer ken ons. Julle ken ons van André en ons ken vir Henry. En ek weet nou Gert Storm. So, moenie laat hy vir jou sê hy storm nie. Hy snor. Sy vrou sê ook, hy snor. Al sê hy snor nie. Glo my. As omdat hy homself kan hoor nie. Hy kan homself nie hoor nie. Maar dat ek jou sê, maar as hy in die spieël kyk, sien hy net vir homself. Hy sien nie die snor nie. God sien ons. God sien ons. En hy het ons voor die grondlegging van Genesis 1 vers 1 het hy geweet van ons. Het hy geweet van my. Het hy geweet van elkeen van ons. En weet jy, ons is nie hier om speletjies te speel nie. Ons is nie hier om doekies om te draai nie. Ouens wat hier is, wil hier wees. Niemand is gedwing om hier te wees nie. Niemand nie. Ons is hier omdat ons hier wil wees. Hoekom wil ons hier wees? We want to change. Ons wil verander. 'n nuwe begin. 'n nuwe begin. Ek wil nie weer opstaan nie. Hy wil nie opstaan nie. Hy het 'n ontmoeting met die Here gehad. Daarso. 'n bonatuurlike ontmoeting. En dit wat vir hom gesê was hier vir hom gesê. En dit wat hom na die tyd was gesê, was bevestig gewees deur Willie Cherry. En Willie het hier saam met ons gesit en hy het nie verstaan wat gebeur nie. Nou dis nou nie deel wat ek wou gesê het nie, maar die uitleg wat daar uitgekom het, moes Willie met hom gaan deel. Nie ek nie. God het 'n afspraak met hom gehad. Ten spyte van alles wat in sy pad gekom het, wat hom verhoed het om hier te wees. Dis maklik om te sê, ag, ek gaan. En hier op 99, nee, ek gaan nie weer nie. Dis maklik. Maar die Here het met hom 'n afspraak gehad. En as hierdie hele kamp, Sondag as ons huis toe gaan, net vir hom was, maak dit die moeite werd. Amen. Net dit maak dit die moeite werd. Maar ja, strand toe ek nou hier, en so ons is nie hier om games te speel. Ons moet net vergeet. Ons is nie om lekker woordjies te doen. Tel, it's time.
dis tyd, dis 'n nuwe begin. As jy hier uitstap, gaan jy sê dis 'n nuwe begin. Dis 'n nuwe begin. Ek verstaan hoekom Steven, gee my nog 10 minute, gee my nog 5 minute. Maar weet jy hoekom? Jou siel is vir hom belangriker as tyd. En ek verstaan wat Aubrey sê. As hy sê, ek moet klaarmaak. Die horlosie daar agter teen die muur sê, ek moet klaarmaak. Ek het nie horlosie, so ek het nie tyd nie. Ek moet maar wag vir die kombuis om my te sê, die wors is gaar, of die wors is nie gaar nie, wat ook al. Maar ons is nie hier om te speel nie, manne. Ons is hier om ons harte oop te maak vir God. En ons is hier om te verander. Elkeen van ons is hier om te verander. En as ons verander, wil ek net vir julle sê, daar's negatiewe goed en daar's positiewe goed. Die negatiefes, jy gaan pelle verloor. Jy gaan golfpelle verloor. Jy gaan pelle verloor. Jy gaan dalk jou vrou verloor. Jy gaan dalk jou kinders verloor. Jy gaan verloor. Iets gaan jy verloor. Ouens gaan vir jou lag, ag, maar ek gee vir jou man, ou Bible puncher. Ja, ag, dit gebeur, dit het my gebeur. En ek glo dit het met ander ouens ook gebeur. Want ek vir jou net sê, dit wat jy wen, is baie meer as wat jy verloor. Jy kan jou vrou wen, terugwen. Jy kan jou kinders wen, jy kan jou seun, jou dogter, jy kan jou ma en jou pa wen, om saam met jou op 'n tafel te sit. Jy gaan vriende wen. Hierdie ouens wat hier staan, hierdie ouens wat hier sit, jy gaan hulle wen in jou lewe. Maar jy gaan 'n stand maak en ek gaan sê, ek gaan die Here aanneem. Ek gaan die Here loof. Ek gaan die Here prys. Ek wil die Here in my lewe hê. My taal gaan verander. It's just that. Jy gaan verander. Jy gaan verander. Ek wil net vir jou sê, jy gaan verander. Jy gaan dalk nie elke dag met die Bybel lees nie, maar jy gaan smag om die Bybel te wil lees. Jy sal wil smag om met 'n ou te praat oor Jesus. Jy gaan dit doen. Kerels, julle verstaan nie wat gebeur met jou as jy verander vir Jesus nie, as jy die Here aanneem. Weet, die Afrikaanse woord van bekering. En jong, as jy bekeerd is, dan is daar 'n ou wat 'n krokodil is en in jou water toesleep. Hy wil jou net water toesleep en hy wil jou doop in water. So, en dis die verskil. Die Gees van die Here gaan jou lewe verander. En daarna gaan jy 'n besluit maak. Ek is gedoop toe ek 'n klein seentjie was, maar toe my ma se arms, nee, ek is al reeds gedoop. Nee, my vriend. This is a new beginning. 'n Nuwe begin. Die dag as jy die Here aanneem, tot bekering kom. Aanneem. Repent. En jy neem die Here aan. Wil ek net vir jou sê, iets niets gebeur met jou. Iets niets gebeur met jou. Jou vrou aanvaar jou nie soos jy is nie. Of sy aanvaar jou en sy sê, man, ek like jou nou. Jy is nou awesome. Jou kinders luister vir jou, hulle respekteer jou as 'n pa. Jou kollegas by die werk, hulle begin anders na jou kyk. Jy gaan nie meer uit pubs toe nie, jy gaan nie meer Biltong Bar toe nie, of Pollux toe, of Shenanigans toe, of wherever. Is nie meer waar jy uitkom nie. Jy hou nou by jou vrou uit. Julle sit nou langs mekaar op die bank. Julle praat nie 'n woord nie, julle sit net op mekaar se teenwoordig. Hierdie is nie games nie, manne. Hierdie is nie speletjies nie. Christene kom van ver af. Van Gansbaai af. Hulle het deurgekom. Hoekom? Want die Here het op my hart gelê, bel vir Chris
en nooi hom uit. Ek het ander ouens genooi. Hulle het gesê hulle kom. Op 19/9 het hulle gekanselleer. Maak jy my saakie, dit pla my nie. Jy het 'n afspraak met God. Hierdie naweek, vanoggend. En dan, as die ouens klaar is, dit is klaar in die kerk, is die dominee klaar sy ding, dan sê hy, broers, susters, maak toe julle oë, ons gaan nou bid. Is daar iemand wat hulle harte vir die Here wil gee? Hier, gaan ek nie vir julle sê, maak julle oë toe, en steek jou hand op as jy die Here wil dien nie. Hier gaan mense jou sien, en hulle gaan jou ondersteun. As jy jou hand opsteek vir Jesus, as jy jou hand lig vir Jesus en sê, ek wil die Here aanneem, dan staan daar 10 broers om jou en hulle bid vir jou. Hulle sit nie op hulle agterente in die kerk, met hulle oë toe, en dan sê die dominee, daar wat 'n ou se hand gelig, daar het 'n ou se hand gelig, daar het 'n ou se hand gelig, en is verby nie. Dit is nie wat hier gebeur nie, want hier gaan ons nie speel nie. Hier het ons 'n nuwe begin. 'n nuwe begin, André. 'n nuwe begin, Jan. 'n new beginning. En as jy hier uitstap, weet jy, het 'n nuwe begin. Jou wagwoord word nuwe begin. Jou denke word verander. Jou denke verander. Is dit wat ek gehoor het? Jou denke verander. Jy het 'n nuwe begin. Jy weet, ek staan hier en bewe, nie omdat ek koud kry nie. Ek het klere wat ek kan aantrek as ek koud kry. Ek bewe oor opgewondenheid. Weet jy ouens sê, Jesus, maar kry meer van my. Is nie meer koud kry nie. Dis om die gees van God in jou binne. En daarom wil ek vir julle ouens sê, as julle nou besluit om die Here aan te neem, as jy dit nog nie gedoen het nie, en you want to renew, jy weet, ek het vir my vrou gevra op 40, toe ons 40 jaar getrouwd is, om 45 ook wees, ek weet nie, het ek gevra, sal jy weer met my trou? En sy het gesê, ja, en ons het ons beloftes in mekaar opnuut beloof, om saam met mekaar te wees. En daarom vra ek nou vir julle, is daar ouens wat opnuut en vir die eerste keer hulle harte vir die Here wil gee? En as jy jou hand opsteek, nie net jy die broers kyk, en hulle gaan jou help, hulle gaan jou ondersteun, want jy gaan verander. Riek, is ek reg of verkeerd? 100% reg. Jy gaan verander. Jou vrou gaan vir jou vra, wie praat ek nou? Wat het met my man geword? Wat het met my man gebeur? Dis sy getuienis vanoggend. Dis sy getuienis. Dit is so mooi, vraag my vir huis, dat ek jou druk gegee toe, jy so oulik. Dit is wat gaan gebeur, dat julle gaan verander. Gisterand, 3 uur, toe staan ek op, toe is daai koeltjies dood. Ek het hulle so by mekaar gekrap. Ek het 'n houtjie opgesit, ek het nog 'n houtjie opgesit, dat niks gebeur nie. Maar weet jy wat, toe ek daai vuur blaas, toe was daar 'n vonkie. En as die Here oor ons blaas, as hy net sê, dan gaan ons 'n nuwe begin. En die Here gaan met elkeen van ons individueel 'n nuwe lewe begin. Met elkeen van ons. Elkeen van ons. Maar ja, ek gaan nou, hulle altyd maak, is daar ouens wat hier vanoggend hulle harte vir die Here wil gee. Vir die eerste keer opnuut, maak die saakie. Steek jou hand in die lug op.
dat daar broers kan wees, saam met jou bid. Want it's not a game. Dis nie 'n game nie. Dis nie 'n game nie. En ek gaan my hand opsteek en sê, Here, hier is ek. Ek wil die eerste een wees wat 'n nuwe begin wil maak met Jesus. Ek wil dit doen. Ek weet nie wie my volg nie, maar you more than welcome. You more than welcome. Maar onthou net, as jou hand in die lug steek jy jou hand in die lug uit vrye wil. Niemand dwing jou nie. Net jy en God verstaan wat in jou lewe aangaan. As jy na my spieël kyk, dan sien ek net myself. Ek sien myself in daai spieël. Daar is spieelsbrils. Loop verby daai spieël en gaan kyk jy in daai spieël. Kyk jy of jy jou sondes in daai spieël kan sien. Jy kan nie. Dit is wat die Here doen. Hy verander jou. En hy vra nie vir jou wat se sondes jy gedoen het. Hy sê net, kom na my toe. Kom na my toe. En daai vuurtjie, as jy hom daar 'n houtjie opsit en jy blaas oor hom, as jy hom los, dan raak hy stil. En hy vrek en hy rook. En elke keer as jy 'n nuwe stompie opsit, dan rook hy eers. En dan moet jy hom blaas. En dis kom ons hier is as broers. Dis kom ons hier is om mekaar te ondersteun, om mekaar te blaas. As jy 'n probleem het in jou familie, in jouself, bel 'n broer. Nuwe begin, bel 'n broer. Hier is ouens wat jy mee kan praat. En ek wil net vir julle sê, it's not a game. As die Here woord kom, as hy nou kom, waarheen is jy op pad? Is jy op pad hel toe? Of is jy op pad op na ewige lewe toe? Well, I know where I'm going. Maar weet jy waarheen jy gaan? Want daar sekere dinge in jou lewe wat gaan verander. Jy gaan jou medebroer en suster moet stig met die woorde wat jy spreek. En jy gaan maar nie stig. En ongelukkig het ek en Henry die ondervinding gehad waar Tannie vir ons gesê het, julle taal stig nie vir die mens nie. Dis nie die regte ding om te doen nie. Henry, en ons het gaan sit en dink, en ons het gedink, ja, hierdie Tannie is aanvoorbaar, hoe kan sy vir ons so sê? Sy ken ons nie. Weet wat, net deur wat ek en hy praat, wat ek en hy gesê het haar laat besef, dat sy moet dit vir ons sê. En Henry daai tyd het my gesê, Henry, ek jammer gebruik jy so voorbeeld. Sy ma het ook dit vir hom gesê, Henry, hierdie, wat jy doen is nie reg nie. Dit is nie wie jy is nie. Dit is nie wie jy is nie. En ons was Bloemfontein toe gewees, ek en Henry en Chris, en ons sit daar so, ek sit daar op die bank by Henry en ek sê vir hom, Henry, jy mag nie onder die beld grappies vertel nie. Henry se oor werk net so groot. En ek sien daai ratte draai. En ons gaan slaap. Die eerste ding wat hy die volgende oggend vir my gesê, maar broer, ek het nie onder die beld gepraat nie. Ek sê nee, ek het nie gesê jy het nie, net sê jy mag nie. So ja, weet jy wat? Hy het die hele aand wakker gelei, ek sê hy was so bekommerd gewees. Want hy weet nie wat hy gesê het nie. En dit is wat ons weet partymal nie wat ons sê nie. Vir 'n ander ou nie. Ons gebruik 'n taal wat nie reg is nie. 'n Taal wat ons nie vir ons kinders wil gebruik nie. 'n Taal wat ons nie vir ander vreemde mense wil gebruik nie. Ons moet ons taal inperk. Ons moet dit wat ons praat, moet tot stigting wees van ons medebroers en susters en ons kinders. Daar is seker goed wat ons nie vir ons kinders wil leer nie. Dit is nie gepas nie. Maar daar is sekere dinge wat ons nie vir ons broers en susters kan sê nie. Maar ek kan dan vandag vir julle sê, as jy jou lewe vir die Here gee, dan verander jy. Nie omdat ek sê jy moet
of Steven, of Aubrey, of Andrei, of jy gaan verander. Jy gaan verander. Jou pelle gaan dit sien. Jou vrou gaan dit sien. Dis awesome, kerels. Dis awesome. Dis awesome. En daarom wil ek wil afsluit met 'n gebed. Dis ongelukkig net sien, ek sien almal ruk hulle selfone uit, papiertjies en allerlei goedjies op te kyk, ja, ek het dit vergeet, of ek het dit vergeet, of ek het nie dit gesê nie. Ek weet nie wat ek hier geskryf het nie, maar ek weet wat sy gebed ek wil doen. 2 Korintiërs 5 vers 6 tot vers 17. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. 'n nuwe skepsel. Nie 'n nuwe persoon nie, skepsel. Iets wat hy, God, geskep het. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, die Here het alles nuut gemaak. Dit het alles nuut geword. Kry 'n nuwe begin. Kry 'n nuwe begin. Staan op vir Jesus. Staan op vir Jesus. Staan op vir Jesus. Ek gaan hierso probeer om hierdie gebed te lees vir ons. Ek net so 'n tydjie. Ek dink so draai. Ek sit gewoonlik hierdie landscape af van nou as hy. Wag 'n bietjie. Sorry, kerels. Julle hoef nie julle oë te sluit nie. Julle kan mekaar so in die oë kyk. Maar dis die gebed. Maar wat deur alles gegaan het en vir die Here gesê het, Here, is dit klaar? Wat is al wat ek nog moet sê? Dit hierdie ding opgekom by my. En weet jy wat? Toe dit opkom, het ek my Bybel toegemaak. Ek het my laptop afgesit. Ek het in my bed gaan klim en verder gaan slaap. God Vader, Jesus Christus, ek is opgewonde oor 'n nuwe begin. En ek wil dit met vrymoedigheid en selfvertroue begin. Ek moet egter eerlik wees. Ek is onseker oor die nuwe begin. Wat dit vir my gaan inhou. En dit verontrus my. Deurgrond my, o God, en ken my hart. Help my asseblief om verwagting vir hierdie nuwe begin aan U te oorhandig. Vernuwe my denkpatroon, na mate ek nader aan U kom. Deurgrond my, o God, en bring my hart in ooreenstemming met U hart. Help my om te onthou wat ek al reeds help my om te onthou wat ek al reeds met U hulp oorkom het, terwyl ek die plan wat U vir my het nastreef. Deurgrond my, o God, en geneem my hart. Ek wil U hou in my palm van my hand, want hierdie nuwe begin, ook al inhou, niks is vir U onmoontlik nie. Daarom moet ek net weer lees. Ek weet U hou my in U palm van U hand,
wat hierdie nuwe begin ook al inhou. Niks is vir jou onmoontlik nie. Rig my weer op, Vader, vernuwe my in die naam van Jesus Christus. Amen. Vlug in stories uit. Ons gaan nou weer maar in groepies by mekaar kom, die nommertjies, die klere, en dan gaan ons weer maar met mekaar praat en hoor wat die Here vir ons te sê het. So, ek wil net sê, ek hoop dat julle almal 'n nuwe begin gaan hê. En julle gaan in die spieël kyk en sien hoe julle lyk. En wanneer ons weer by mekaar kom, miskien net 'n tot die spieëls, gaan ons weer in die spieël kyk en kyk of ons verander het. Ok, right. André, van ons oor in groepies? Ja. Ok, selfe klere, selfe groepies,